Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die saaityd van die lewe. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Galasiërs hoofstuk 6 vers 7. In die wette van God en die natuur volg oorsaak en gevolg met onfeilbare sekerheid. Die oes sal getuig van wat gesaai was. Elke saad wat gesaai word, lewer 'n oes van sy soort. So is dit in die menslike lewe. Ons moet almal die saad van medelee, simpatie en liefde saai, want ons sal maai wat ons saai. Elke eienskap van selfsug, selfliefde, selfbeeld, elke daad van selfbevrediging sal 'n soortgelyke oes oplewer. Hy wat vir homself leef, saai in die vlees, en uit die vlees sal hy verderf maai. God vernietig geen mens nie. Elkeen wat vernietig word, sal homself vernietig het. Elkeen wat die vermaanings van die gewete onderdruk, saai die saad van ongeloof, en dit sal seker oes oplewer. Deur die eerste waarskuwing van God te verwerp, het die Farao van ouds die saad van hardkoppigheid gesaai, en hy het hardkoppigheid geoes. Elke persoon in die geskiedenis staan in sy lot en plek, want God se groot werk volgens sy eie plan sal uitgevoer word deur manne wat hulself voorberei het om posisies vir goed of kwaad te vul. In teenstelling met geregtigheid word mense instrumente van ongeregtigheid, maar hulle word nie gedwing om hierdie handelswyse te volg nie. Hulle hoef nie instrumente van ongeregtigheid te word nie, net so min as wat Kain dit nodig gehad het. Manne tree uit hul eie vrye wil op, of in ooreenstemming met 'n karakter wat onder die vorming van God geplaas is, of 'n karakter wat onder die harde heerskappy van Satan geplaas is. Elke daad, elke woord is 'n saad wat vrugte sal dra. Elke daad van bedagsame vriendelikheid, van gehoorsaamheid of van selfverloning sal homself in ander reproduseer en deur hulle in nog ander. So is elke daad van afguns, kwaadwilligheid of tweedrag 'n saad wat sal opspring in 'n wortel van bitterheid, Hebreërs hoofstuk 12 vers 15, waardeur baie besoedel sal word. Liewe jong vriende, wat julle saai, sal julle ook maai. Nou is dit die saaityd vir julle. Wat sal die oes wees?